Vandag gaan ons die woord van God bestudeer met 'n preek getiteld Moses, Jesus en die kruis. Deesdae word die kruis as 'n groot simbool van Christendom beskou. Maar watter profesie in die Bybel bestaan daaroor? Die Bybel het reeds geprofeteer hoe godsdienstige groepe hulself in die laaste dae sou dra. Dus, as ons na die profesieë van die Bybel oor die kruis kyk, kan ons die betekenis van die kruis duidelik verstaan en kan ons God se wil korrek beoefen as God se kinders. Om Moses, Jesus en die kruis te bestudeer, laat ons eers verstaan wanneer die kruis begin verskyn het. Daar word gesê dat die kruis in 431 na Christus in die kerk begin gebruik is. Die kruis is gewoonlik rondom die 6de eeu by die kerktorings opgestel. Wat dan van voor 431 na Christus? Was daar die kruis in die tyd van die vroeë kerk? Het Jesus, sy disippels en hulle disippels dit gebruik? Nooit. Daar was geen kruis in die kerk nie. Deesdae sê al die kerke, ons moet die kruis as heilig beskou. Dink julle dan dat apostels Petrus, Johannes, Jakobus en Paulus nie die kruis aanbid het omdat hulle geen geloof gehad het nie? Hulle het nie die kruis as die voorwerp van geloof aanvaar nie, want die kruis was nie 'n leer van God nie. Hulle het dit as 'n afgod beskou en dit verwerp. Deesdae het mense wanopvattings oor die kruis. Eintlik is die kruis net 'n stuk hout. Dit is net 'n afgod. Laat ek u 'n voorbeeld gee om dit te verstaan. Kom ons sê daar was 'n man wat besig was om te verdrink. 'n Ander man het hom gesien en wou hom red. Daar was geen ander gereedskap om hom te red nie, behalwe 'n tou. Daarom het hy die tou gegooi en hom gered. Wat as die man wat gered is, nie die man wat hom gered het bedank nie, maar vir die tou gesê het: "Ag, liewe tou, baie dankie dat u my gered het, omdat hy gered is deur 'n tou te gryp." Dit is dieselfde logika. Ons verlosser en saligmaker is God, maar hulle gee nie veel om vir God nie. Hulle fokus net op die kruis met die feit dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het. As die kruis 'n voorwerp van ons geloof of 'n heilige oorblyfsel moes wees, hoekom het Petrus dit nie aanbid nie? Waarom het apostel Paulus, wat die kerk gelei het nadat Jesus opgevaar het na die hemel, dit nie aanbid nie? Waarom het dit 400 jaar na die disippels van Jesus en hul disippels as die simbool van die kerk begin beskou word en weer hul disippels die wêreld verlaat het? Hier is 'n geheime sameswering van Satan. Die kruis is slegs in die geheim gebruik in die kerk tot 431 na Christus. Na meer as 100 jaar verby is dit op die kerktorings opgerig. Toe, waar het die kruis begin? Waar het dit ontstaan? Die kruis is gebruik as 'n hulpmiddel vir die aanbidding van heidense gode. Naarmate die Christendom gesekulariseer en gekorrupteer is, het die waarheid verdwyn en die donker eeu het ontstaan. Gevolglik is ander valse godsdienstpraktyke van aanbidding aan die Christendom bekend gestel.
Uiteindelik het die kruis, wat 'n heidense artefak is, ook die kerk binnegekom. Jesus, Paulus, Petrus, ander disippels van Jesus en die disippels se disippels wat die leringe van Jesus by hulle geleer het die kruis as 'n afgod beskou, nie eens een van hulle het die kruis as 'n simbool van verlossing of geloof beskou nie. 결코 그 십자가 자체를 구원의 어떤 상징물이나 신앙의 어떤 상징물로서 이렇게 여기지 않았다는 것입니다. Sou daar dan nie 'n profesie oor hierdie belangrike godsdienstige saak wees nie? Ja, daar is. God sien die einde van die begin af. Dink jy God het nie daaroor geprofeteer nie? Ja, hy het. Wanneer u die profesieë van die Bybel sien, het God duidelik verduidelik dat die kruis 'n afgod is en dat ons geseën sal wees wanneer ons dit vernietig. God se wil, vervat in die Bybel, is dat ons nooit die kruis as 'n simbool van ons geloof moet beskou nie. Vandag se preektitel is Moses, Jesus en die kruis. Kom ons bestudeer dus die profetiese verhouding tussen Moses en Jesus. Deur Moses se werke kan ons Jesus se werke verstaan en 'n paar dinge oor die kruis vind. As ons die profesie leer, laat ons onsself afvra of die kerk wat die kruis aanbid aan die kant van God of teen God staan. Die Bybel verduidelik alles daaroor. Kom ons bestudeer dit vandag. Die verhouding tussen Moses en Jesus is die verhouding tussen profesie en die werklikheid daarvan. Die Bybel sê Moses verteenwoordig Jesus. Deur die werke van Moses, laat ons sien watter profetiese dele Christus vervul. Kom ons kyk na Deuteronomium hoofstuk 18 vers 15. 'n Profeet uit jou midde, iemand uit jou volksgenote soos ek. 'n Profeet soos wie? Nou, in Deuteronomium is hier die spreker Moses. 'n Profeet uit jou midde, iemand uit jou volksgenote soos ek, sal die Here jou God vir jou laat opstaan. Na hom moet julle luister. Dit beteken God sal 'n profeet soos Moses laat opstaan. Kom ons gaan voort met vers 16. Dit is eintlik wat jy van die Here jou God by Horeb op die dag van die byeenkoms gevra het, toe jy gesê het, ek kan nie langer na die stem van die Here my God luister, en ook nog na hierdie groot vuur bly kyk nie, ek wil nie sterf nie. Die Here het toe vir my gesê, wat hulle sê is goed. Ek sal vir hulle uit hulle volksgenote 'n profeet soos jy laat opstaan, en ek sal my woorde in sy mond lê. Hy sal vir hulle alles sê wat ek hom beveel. Wie is dan die profeet soos jy wat hier genoem word? Kom ons vind die antwoord in Handelinge hoofstuk 3. Handelinge hoofstuk 3 vers 18 lees. Maar op hierdie manier het God in vervulling laat gaan wat hy vroeër by monde van al sy profete aangekondig het, naamlik dat sy Christus sou ly. Bekeer julle en draai terug, sodat julle sondes uitgewis kan word, en vanaf die Here self tye van verkwikking kan aanbreek, en hy die Christus wat vir julle aangewys is, kan stuur, naamlik Jesus. Die verduideliking oor Jesus wat aangewys is, volg in vers 21. Kom ons kyk na vers 21. Die hemel moet hom verwelkom tot op die tyd van die herstel van alle dinge, waarvan God lank gelede by monde van sy heilige profete gepraat het. Vers 22. Moses het immers gesê, die Here julle God sal vir julle net so 'n profeet soos ek uit julle broers laat opstaan. Na hom moet julle luister, na alles wat hy vir julle sê.
Elkeen wat nie na daardie profeet luister nie, sal onder die volk uitgedelg word. 멸망을 받으리라 하고 했습니다. 이 선지자도 Vers 20 bevestig dat dit Jesus Christus was wat God aangestel het. 예수 그리스도를 하나님께서 예정해 놓으셨더라는 것입니다. Ons kan dus die verhouding tussen Moses en Jesus as profesie en die vervulling daarvan verstaan. 그런 성취를 Met ander woorde, Moses verteenwoordig Jesus. 예수 그리스도를 표상하는 인물이고 또 Deur Moses se werke kan God se kinders die werke van Christus verstaan. 우리 자녀들이 Dit is die verhouding wat Moses en Jesus het. 모세와 예수님을 예언과 예언 성취의 시기는 그런 관계 속에 놓으시게 된 것입니다. 예. 자, 그럼 Moses se werke bevat die werk van verlossing wat Christus sou doen, maar kom ons fokus vandag op die saak van die kruis, na aanleiding van vandag se onderwerp. 다만 오늘의 그 주제가 십자가이기 때문에 십자가 문제에 대해서만 한번 중점적으로 살펴보도록 하겠습니다. Onder die werke van Moses was daar 'n voorval wat verband hou met die kruis. 십자가가 이런 형태로 이루어지게 될 것이라고 말씀 주신 그 내용들을 우리 한번 바라보면서 Deur die woord van God te leer oor hoe die kruis gebruik moet word, laat ons almal die korrekte oordeel en onderskeiding hê oor watter soort houding ons as Christene teenoor die kruis moet hê en seker maak van wat die wil van God is in ons geloof. 바른 뜻 가운데 행하는 신앙인가를 확인을 한번 해보도록 하겠습니다. Exodus hoofstuk 17 vers 8 handel oor die Israeliete se stryd teen die Amalekiete by Refidim in die woestyn. 세 전투가 벌어집니다. 17장 8절입니다. Toe die Amalekiete kom om teen Israel te veg by Refidim, het Moses vir Josua gesê: "Kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. 우리를 위하여 Môre sal ek op die heuweltop gaan staan met die staf van God in my hand." 내일 내가 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 서리라. Josua het toe, soos Moses vir hom gesê het, gereed gemaak om teen Amalek te veg, en Moses, Aaron en Hur het opgeklim na die heuweltop. 모세가 Wanneer Moses sy hand omhoog hou, wat het gebeur? 뭐가 나왔습니까? Het Israel die oorhand gekry, maar wanneer hy sy hand laat rus, het Amalek die oorhand gekry. 아말렉이 이기더라고 했습니다. Solank Moses sy hande omhoog gehou het, het die Israeliete gewen. 그 군대가 계속 연전연승이 자꾸 되는 것입니다. 팔을 들고 있는 그 동안만큼 말이죠. Vers 12. Toe Moses sy hande swaar word, het hulle 'n klip geneem en onder hom neergesit. 아래 놓아 Hy het daarop gaan sit. Aaron en Hur het, een aan elke kant, sy hande gestit. 저편에서 Sy hande het bestendig omhoog gebly totdat die son ondergegaan het. 해가 지도록 Josua het Amalek en sy volk oorwin met die skerpte van die swaard. 그 백성을 반이라고 했습니다. Die Israeliete het 'n groot oorwinning behaal in die geveg by Refidim. 전투에서 일어나게 된 것이죠. Die oorwinning van die geveg het nie afgehang van die aantal soldate of die kwaliteit van hul wapens of hul leiers se dapperheid, intelligente strategieë of taktiek nie. 몸에 달려 있는 것도 아니고 거기서 지휘하는 어떤 지휘관들의 용맹함과 또 비겁함에 달려 있지도 아니하고 또 머리가 명석하고 지략과 전략이 좋은 것에 달려 있지도 아니하고 Die enigste faktor wat die oorwinning van die geveg beslis het, was Moses se hande. 모세의 팔에 달려 있었습니다. Alhoewel die Israeliete besig was om te verloor, as Moses se hande opgehou het, het hulle die situasie omgekeer en begin wen. 그래서 승리하는 전쟁으로 돌변하고 말이죠. Alhoewel die Israeliete selfversekerd was, as Moses se hande laat sak, is hulle deur die Amalekiete in die hoek gesit en het hulle begin verloor. Dit was 'n vreemde verskynsel. 이상한 현상이 벌어졌습니다. Wat saak gemaak het, was die hande van Moses wat bo op die heuwel gestaan het. 팔을 올리면 이기고 팔을 내리면 패배하는. Dit is hoekom Aaron en Hur, wat Moses gehelp het, Moses se hande aan elke kant vasgehou het. 들어줬습니다. Terwyl Moses se hande tot soen onder bestendig gebly het, het die Israeliete die Amalekiete by Refidim oorwin. 모세의 팔이 Wat is die wil van God hierin? 그날 러비딤 전투에서 대승리가 일어났습니다. Waaroor profeteer hierdie insident in die werke van Moses in die Nuwe Testament? 어떤 예언을 미리 보여주고자 하시는 하나님의 뜻이 계셨는가? Die wil van God is wonderlik. 하나님의 그 뜻이 기묘하고 정말 참 너무나도 놀랍습니다. Hierdeur kan ons oortuiging hê dat God die einde van die begin af sien. 계실 수밖에 없는 사건이고 내용이라고 볼 수 있겠습니다. Wie verteenwoordig Moses? 인물이라고 했죠.
Daar is in Handelinge hoofstuk 3 vers 20 geskryf dat Moses Jesus verteenwoordig. 자, 그렇다면 Kom ons kyk na die verhouding tussen Moses en Jesus en hoe Jesus hierdie profesie vervul het in Johannes hoofstuk 12 vers 28. 찾아보도록 하겠습니다. 12장 28절입니다. Vader, verheerlik U naam. 아버지의 이름을 Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom. Ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. 내가 이미 영광스럽게 하였고 또 다시 En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het gesê dat daar 'n donderslag was. 우레가 울어 Ander het gesê, 'n engel het met hom gepraat. 천사가 저에게 Jesus het geantwoord, hierdie stem het nie ter wille van my gekom nie, maar ter wille van julle. 이 소리가 난 것은 Nou het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. Nou sal die heerser van hierdie wêreld uitgedryf word. 이 세상에 심판이 이르렀으니 이 세상 임금이 쫓겨나리라. Wie is die heerser van hierdie wêreld? 누구를 의미하고 있습니까? 예, Dit is Satan. 이야기했죠. Vers 32. 내가 En as ek van die aarde af verhoog word, sal ek almal na my toe trek. 이끌게 노라 하시니 Dit het hy gesê om aan te dui watter dood hy sou sterf. 죽으실 것을 보이심이라 하고 했습니다. Wanneer hy van die aarde verhoog word, met ander woorde, wanneer hy aan die kruis verhoog word, sal hy alle mense na hom toe trek. 이끌게 될 것이다 하고 했습니다. 즉, Wanneer Christus aan die kruis opgehef word, sal hy 'n volledige en glorieryke oorwinning behaal in die geestelike stryd teen Satan. 십자가에서 들리게 되면 그리스도께서 이제 온전한 승리의 영광이 주어지게 된다 하고 했습니다. Wanneer Christus aan die kruis opgehef word, hoe sal hy sy hande lê? 팔을 어떻게 하신다는 뜻입니까? Sal hy sy hande laat sak? 계십니까? Nou lyk die kruis, wat 'n teregstellingsinstrument was, betekenisvol. 고대 갈대아 나라, 즉 Galde, dit wil sê Babylon, is waar kruise gemaak is en mense dit as 'n teregstellingsinstrument begin gebruik het. 사람들이 어떤 것 형틀이나 또 사형을 집행하는 도구로서 사용하기 시작했습니다. God het reeds 'n profesie gemaak deur Moses se werke. Toe Moses sy hande opgelig het die Israeliete 'n oorwinning behaal. 내가 승리할 수 있도록 예언하신 어떤 그 이면에는 God het ons eintlik geleer dat hy die mag van Satan sal oorwin en 'n oorwinning sal behaal wanneer Jesus Christus aan die kruis opgehef word. 사단의 모든 Dit is die werklikheid van die profesie. 승리할 것을 우리에게 알려주신 대목이 되겠습니다. Wanneer ek van die aarde af verhoog word, met ander woorde, wanneer ek aan die kruis verhoog word, sal ek alle mense na my toe trek. 세상 임금인 Dan sal Satan, wat die vors van hierdie wêreld is, verdryf word. 기록 가운데는 보면 Wanneer u die verslae in die boek Job lees, het Satan deelgeneem aan die hemelse vergadering. 어떻습니까? Hy het homself voor God gestel. 장이었습니다. Net soos die Israeliete egter 'n oorwinning behaal het toe Moses sy hande opgelig het, 예수 그리스도께서 kan ons 'n geestelike oorwinning behaal wanneer Jesus Christus aan die kruis opgehef word. 비로소 내게로 이끌 수 있는 길이 열렸다. Hy het gesê, nou het die weg oopgemaak om alle mense na my toe te trek. 보여지게 된 것입니다. Die voorval dat Moses sy hande opgelig het in Exodus hoofstuk 17 stem ooreen met die insident dat Jesus aan die kruis opgelig is. 사건이 되어서 As gevolg hiervan is Satan, wat die hemelse vergadering as die verteenwoordiger van die aarde bygewoon het, na die aarde verdryf. 으로 쫓겨내려옴을 당하는 이런 큰 대역사가 일어나게 된 것이고 So 'n groot werk is gedoen en hierdeur is die deur na redding van die hele mensdom oopgemaak. 대사건이 되었던 것이죠. So het die werke van Moses die profetiese werke bevat wat Jesus Christus in die toekoms sou vervul. 예언적인 행적들이 이처럼 다분히 담겨 있습니다. Kom ons sien nog een ding wat verband hou met die kruis in die boek Numeri hoofstuk 21. 확인해 보도록 하겠습니다. Dit het ook gebeur terwyl die Israeliete in die woestyn gewoon het. 일어난 사건입니다. Numeri hoofstuk 21 vers 4. 백성이 호로 Die Israeliete het van die berg Hor af weggetrek met die pad na die Rietsee om rondom die land Edom te trek. 길로 인하여 Maar op pad het die volk ongeduldig geraak. 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 Die volk het teen God en teen Moses uitgevaar. Waarom het julle ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterf? 이곳에는 식물도 Want daar is geen brood of water nie, en ons walg van die ellendige kos. 식물을 싫어하노라 하며 여호와께서 Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur en hulle het die volk gepik. 물게 하심으로 Baie mense van die volk Israel het gesterf. 많은지라 하고 했습니다.
Die mense het die genade van God vergeet en gedurig gekla en gemor omdat hulle net vir 'n kort rukkie dors was. 거기에 대한 원망과 불평을 이와 같이 끝없이 쏟아놓을 때 Hierop het giftige slange verskyn en die Israeliete gepik, baie van hulle het gesterf. 백성 중에 많은 사람들이 죽었습니다. Kom ons kyk na vers 7. 백성이 모세에게 이르러 가로되 Die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig, want ons het teen die Here en teen jou uitgevaar. 함께 기도하여 Bid tot die Here dat hy die slange van ons af wegneem. Moses het toe vir die volk gebid. 위하여 기도하며 Die Here het vir Moses gesê, maak vir jou 'n slang en sit dit op 'n paal, dan sal elkeen wat gepik is en daarna kyk, bly leef. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. 장대 위에 다니 Wanneer 'n slang iemand pik en hy kyk na die koperslang, het hy bly leef. 그렇다고요? 살더라고 했습니다. 참 Dit is 'n baie belangrike deel. Moses het 'n bronslang gemaak en dit op 'n paal gesit. 불뱀에게 Wie deur 'n slang gepik is en na die bronslang gekyk het, het geleef. 이건 참 Dit is wonderbaarlik en nogal ongelooflik. 어떤 일입니다. Maar wat hier belangrik is wat ek voorheen genoem het. 'n Persoon het 'n tou gegooi om 'n lewe te red. Wat as die geredde persoon nie die persoon bedank wat die tou gegooi het nie, maar eerder die gereedskap? 어떤 도구에게 감사하다고 그거 앞에만 감사하다고 하고 말이죠. Eerbied vir die bronslang is dieselfde dwaase geval as die geredde persoon wat nie die persoon bedank wat hom gered het nie. 한국과 똑같다는 것입니다. Enige iemand wat gebyt word, kan na die bronslang kyk en lewe. Beteken dit dat die bronslang self die krag het om hulle te genees? 무슨 노뱀이 마술을 부려서 Het die bronslang toorkuns beoefen en die mense wat deur die slang gepik is ontgift? 살아나게 한 Nee. 것인가요? 아니죠. Ons moet nie iets baie belangrik miskyk nie. 놓쳐서는 안 되겠습니다. Wat het diegene wat deur giftige slange gepik is, laat lewe? Is dit nie die woord van God wat gesê het, enige iemand wat gebyt is, kan daarna kyk en lewe? God se woorde, kyk daarna en leef, het diegene wat deur giftige slange gepik is, laat lewe. Nietemin het baie mense geglo dat hulle genees kan word net deur na die sigbare koperslang te kyk. Omdat hulle geglo het dat die koperslang hulle gered het, het hulle die beeld van 'n slang sedert daardie dag vir ongeveer 800 jaar aanbid. 가까운 세월 동안에 이들이 노뱀을 섬겨왔습니다. Hierdie koperslang is nou verwant aan die kruis vandag. 또 아주 밀접한 관계가 있습니다. 자, 이 Wat dit 내용에 betref, wat sê die Bybel? 성경 속에서는 이 노뱀을 숭배했던 Kom ons kyk na die kommentaar oor die Israeliete se eerbied vir die bronslang in 2 Konings hoofstuk 18 vers 3. Heskia het gedoen wat reg is in die oë van die Here, net soos sy voorvader Dawid gedoen het. Hy is die een wat die offerhoogtes verwyder het, die gedenkstene stikkend gebreek. Waarom het hy dit stikkend gebreek? Hy het dit stikkend gebreek omdat dit afgode is, reg, en die Asherah afgekap het. Hy het die koperslang wat Moses gemaak het, verbrysel, want tot in daardie tyd het die Israeliete daarvoor offers verbrand. Die Bybel sê dat hulle in daardie tyd as 'n godsdienstige seremonie vir die koperslang wierook gebrand het. Tot op daardie tydstip het die Israeliete wierook gebrand vir die koperslang wat Moses gemaak het. Van die dae van Moses tot die dae van Heskia het omtrent 800 jaar verbygegaan. Vir ongeveer 800 jaar het die Israeliete die koperslang aanbid. Soos die Israeliete reukwerk gebrand het vir die koperslang wat Moses tot op daardie tydstip gemaak het, wat het Heskia gedoen? Hy het dit in stukke gebreek. As die eerbied van die koperslang God se wil was, hoe sou God op sy daad reageer? God sou woedend gewees het en Heskia gestraf het, nie waar nie? Heskia het die hoogtes verwyder, die heilige klippe stikkend geslaan en die Asherah-pale afgekap. Hy het ook die koperslang wat vir ongeveer 800 jaar aanbid is, in stukke gebreek. En hy het dit negestaan genoem. Die term beteken in bronsding, 'n blote stuk brons. Die koperslang self kan geen kwaad of goed doen nie. Hulle het God se woorde, kyk daarna en leef, heeltemal verontagsaam, en die koperslang, wat niks anders as 'n werktuig was nie, vir ongeveer 800 jaar, byna 1000 jaar vereer. Wat 'n jammerte.
Kom ons kyk na vers 5. Op die Here, die God van Israel, het hy vertrou. Na hom was daar onder al die konings van Juda niemand soos hy nie, ook niemand onder die wat voor hom daar was nie. Hy het aan die Here vasgehou en nie van hom weggedraai nie. Hy het sy gebooie, dit wat die Here Moses beveel het, nagekom. Onder die 10 gebooie, watter een hou verband met die breek van die koperslang? Die tweede gebod wat sê, moenie afgode aanbid nie. Vers 6 sê ook hier, hy het aan die Here vasgehou en nie van hom weggedraai nie. Hy het sy gebooie, dit wat die Here Moses beveel het, nagekom. As dit verkeerd was om die koperslang te breek, sou Hiskia gestraf gewees het. God het hom egter geseën terwyl hy gedoen het wat reg voor hom was. Die Here was met hom. In al die veldtogte wat hy onderneem het, het hy sukses behaal. Bewys dit nie dat dit die regte ding was om die koperslang te breek nie. Omdat die koperslang 'n afgod is, het Hiskia dit gebreek. Vers 7 bewys dat Hiskia dit gedoen het omdat hy deur die Heilige Gees gedryf is. En daar word gesê dat hy die bevele gehou het wat die Here Moses gegee het. Hoe hou dit dan verband met die kruis? Ons Sionlede moes al baie kere hiervan gehoor het, maar kom ons bevestig dit weer eens in die Evangelie van Johannes hoofstuk 3. Kom ons sien Johannes hoofstuk 3 vers 12. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, dit is die Seun van die mens. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het. Watter slang het Moses in die woestyn opgelig? En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word. Wie is die Seun van die mens? Jesus. So moet Jesus verhoog word. Om opgehef te word beteken om aan die kruis gehang te word, nie waar nie? Net soos Moses die slang in die woestyn opgelig het, so moet die Seun van die mens verhoog word. Die werke van Moses en die van Jesus toon die verhouding tussen 'n profesie en die vervulling daarvan. Een is 'n werklikheid en die ander is sy skaduwee. Een daarvan is die kruisiging. Vers 15 sê, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. So wat 3500 jaar gelede kon diegene wat deur die giftige slange in die woestyn gepik is, lewe toe hulle na die bronslang gekyk het wat op 'n paal gesit is. Dit beteken nie dat die bronslang self krag gehad het wat groot genoeg was om sterwende mense te genees nie. Wat het die Israeliete gered wat deur giftige slange gepik is? Diegene wat God se woorde geglo het, enigeen wat daarna kyk, sal lewe, en daarna gekyk het, kon almal lewe. In dieselfde lig het Jesus die bronslang en sy kruisiging verduidelik. Net soos die Israeliete wat belangstelling in die werktuig gehad het en dit aanbid het, en die een wat hulle gered het, op sy gesit het, fokus mense ook vandag op die werktuig van die kruis en vergeet die offer van Christus, wat sy kosbare bloed aan die kruis gestort het om sy kinders te red. Hulle verstaan verkeerd dat die kruis self 'n simboliese ikoon van verlossing in die Christendom is. Almal, watter soort standpunt moet gelowiges teenoor die kruis hê? Het ons nie nou die antwoord op hierdie vraag nie? Het 'n werktuig, die kruis, die mensdom tot verlossing gelei, of het die kosbare bloed wat Christus aan die kruis gestort het, ons tot verlossing gelei? Ons kan bevestig dat die kruis, wat vandag in die Christendom gebruik word, in dieselfde situasie is as in die dae van Moses toe die Israeliete die bronslang vir ongeveer 800 jaar dwaas aanbid het. Hoe moet ons die kruis behandel? Ons moet dit verwerp. Ons moet dit nooit verdedig of aanbid nie. Wat hierdie saak betref, kom ons kyk na meer lering van God. Johannes hoofstuk 19 vers 32.
Die soldate het toegekom en die eerste een se bene gebreek, en ook die van die ander een wat saam met Jesus gekruisig is. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy reeds dood was, het hulle nie sy bene gebreek nie. Een van die soldate het egter met 'n spies in Jesus se sy gesteek, en onmiddellik het daar bloed en water uitgekom. Hy wat dit gesien het daarvan getuig, en sy getuienis is waar. Is dit die toneel waar Jesus aan die kruis gesterf het? Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat ook julle tot geloof kan kom. Apostel Johannes hoofstuk 19 bevat die toneel waar Christus sy bloed aan die kruis gestort het vir die redding van die mensdom. 요한복음 19장에서 담고 있는 대목입니다. 그럼 여기에서 십자가에서 흘리신 이 보혈의 Hier moet ons dus sien wat ons tot verlossing lei, of dit die kosbare bloed is wat hy aan die kruis gestort het, of die werktuig van die kruis self. 살펴야 되겠습니다. Kom ons kyk na Efesiërs hoofstuk 1 vers 7. In hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade. Dit is deur sy bloed dat ons die vergifnis van sondes ontvang. 구속 곧 죄 사함을 받았다고 했습니다. Nêrens in die Bybel kan ons die woorde vind. Ons het die vergifnis van sondes deur die kruis nie. Die een wat 'n drenkeling gered het, was die man wat 'n tou neergegooi het, nie die tou self nie. 던져진 도구인 밧줄이 아니었습니다. Terwyl hy gered is deur aan die tou vas te hou, wat as hy sê, die tou het my gered. 날 살렸다. 아이고 밧줄. Dit is die tou wat my gered het. 그게 경배하고 절하는 Ag, dankie, meneer Rope. 밧줄은 En dit aanbid en voor dit neerbuig. Die tou het geen bewussyn en geen lewe nie. Dus kan dit nie met sy eie wil in die water spring om 'n sterwende persoon te red nie. 뛰어든 것도 아니고. Ten spyte daarvan maak mense op hierdie manier staat op 'n instrument. Die Israeliete het ook geglo dat die bronslang hulle gered het en het vir ongeveer 800 jaar daarna opgekyk tot in die dae van Heskia. Maar die bronslang het glad nie krag nie. 너 빼면 그냥 Dit is niks anders as 'n stuk brons nie. 하나님의 Dit was met die geloof van diegene wat God se woord geglo het en daarna gekyk het dat hulle gered kon word. 계신 것 아니겠습니까? Vandag leen mense ook na so 'n beeld. 이런 형상에 치우쳐서 Ons moet egter nooit afdwaal van die opdrag. Moenie afgode aanbid nie. 그러셔서는 안 되지 않겠습니까? Dit is nie met silwer of goud dat ons verlos is nie, maar met die kosbare bloed van Christus dat ons die vergifnis van sondes en verlossing kon ontvang. 우리를 죄 삼 주셨고 우리로 하여금 구원에 나아갈 수 있는 길을 허락해 주셨다는 이 사실을 Kom ons bevestig dit weer eens in Efesiërs hoofstuk 1 vers 7. 그리스도 안에서 그의 In hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade. 이렇게 Apostel Paulus het hierdie saak so duidelik vir die lidmate in Efese verduidelik. 짚어주고 있는 대목입니다. As die kruis is wat ons moet dien, moes apostel Paulus dit eers gedien het. 바울이 먼저 했을 것입니다. Dink u nie so nie? 그러나 바울도 Maar nie Paulus of Petrus, nie een van die lede van die vroeë kerk het die kruis beskou as iets wat hulle moes eerbiedig of 'n simboliese ikoon van verlossing nie. 구원의 어떤 상징물로 Hulle het eerder die kruis beskryf as die vervloekte boom waar Jesus gekruisig is. 못 받게 한 저주. Kom ons gaan voort met 1 Petrus hoofstuk 1 vers 18. Julle weet tog dat julle nie met iets vergankliks, soos silwer of goud, losgekoop is uit julle sinlose leefwyse, wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. 오직 흠없 Dit maak ons wakker vir die feit dat ons met sy kosbare bloed verlos is. Boek van 1 Petrus is geskryf deur apostel Petrus wat deur die Heilige Gees van God meegevoer is. 베드로가 하나님의 Boek van 1 Petrus is geskryf deur apostel Petrus wat deur die Heilige Gees van God meegevoer is. 감동 속에서 En die boek Efesiërs is ook God se woord wat apostel Paulus geskryf het, gedryf deur die Gees. As die kruis so belangrik was, sou beide apostels Paulus en Petrus gesê het, die kruis is belangriker. 했을 것인데 Maar hoe het hulle dit beskryf? Hulle het dit nooit genoem nie. Hulle het eerder net gefokus op die een wat ons gered het. 구원의 주체가 바로 누구셨는지. Hulle maak ons wakker vir die feit, 생이 die heilige offer van Christus is die ware werklikheid van verlossing, wat ons in staat stel om lewe uit die dood te hê. 이 사실을 일깨워주고 있지 않습니까? Dit is met die kosbare bloed van Christus dat ons verlos is. 따라고 하지. Nêrens is daar enige inhoud dat die kruis self ons verlos het nie. 여러분, 베드로 Almal was Petrus ongelowig. Dink jy Paulus se geloof was so swak dat hy nie die kruis eerbiedig het nie? 십자가를 숭배하지 않았던 것일까요?
Terwyl hulle die regte pad van geloof in God gestap het, het hulle almal die eerbiediging van die kruis verwerp. 어떻게 했습니까? 배격했습니다. 초대교회 당시 In die dae van die vroeë kerk was daar al die disippels van Jesus. Na Jesus se hemelvaart het hulle die kerk gelei en baie disippels gevoed. Totdat die volgende geslag en sy volgende geslag verskyn het die kruis nooit uitgestaan as 'n simboliese ikoon van verlossing of as 'n voorwerp wat eerbiedig moet word nie. 대상물로서 부각되지 않았습니다. In 431 na Christus het dit binne die kerk begin verskyn omdat mense maklik daarvan bewus sou wees as dit buite was. 영적으로 이제 지금 타락 Gedurende die donker eeue het kerke korrup geraak, die waarheid verloor en sulke dinge het een vir een begin verskyn. Hulle het in 431 begin om die kruis binne die kerk op te rig en ongeveer 100 jaar later het hulle dit buite die kerk opgestel omdat hulle gehuiwer het om dit uitdruklik te doen. 이후에 교회 밖에 이제 서서히 내걸기 시작했습니다. Vandag beskou die meeste Christelike kerke die kruis as heilig. 거룩한 도구인 것처럼 벌벌벌 하는 Wat die eerbied van die kruis betref, profeteer die Bybel so. 가운데서 알려주고 있습니다. Daar is geskrywe: Moenie vir hulle verskrik wees nie, want hulle kan geen kwaad doen en ook geen goed doen nie. 내지 말라. Verwerp eerder sulke afgode omdat God hulle die meeste haat. 하는 것이다. 그럼 가장 싫어하는 일을 Wie doen wat God die meeste haat? 존재가 누굽니까? Is dit nie die duiwel nie? Die duiwel het sulke dinge in die wêreld geplant. 우리 가라지 Volgens die gelykenis van die onkruid is daar die koring, die waarheid wat deur Jesus gesaai is, en die onkruid wat deur die duiwel gesaai is. 거짓된 그 가라지가 있지 않습니까? Wie het die onkruid gesaai? Die duiwel het dit alles gedoen. Jesus het die antwoord op die vraag gegee, nie waar nie. 우리 그 내용에 대해서 Kom ons bevestig dit in Jeremia hoofstuk 10. Hoofstuk 10 vers 1. 말씀 보시면 Hoor die woorde wat die Here oor julle uitgespreek het, huis van Israel. 여호와께서 So sê die Here, moenie die gebruike van die nasies aanleer nie. Vir tekens aan die hemelruim moet julle nie bevrees wees omdat die nasies daarvoor bevrees is nie. Ja, die gebruike van die volke, dit is nietig, want hulle kap 'n boom in die bos af, die handewerk van 'n ambagsman met 'n byl. 도끼로 만든 것이 Met silwer en goud versier hulle dit, met spykers en hamers maak hulle dit stewig, sodat dit nie wankel nie. 요동치 않게 Die beelde is soos 'n palmboom van pletwerk. 달린 기둥 같아서 Hulle kan nie praat nie, hulle moet gediere gedra word, want hulle kan nie 'n voet versit nie. 사람에게 매임을 So wat? Moenie vir hulle bang wees nie, want hulle kan nie skade aanrig nie, en om goed te doen bestaan ook nie by hulle nie. 하지 말라고 했습니다. Die kruis kan nooit enige goed of skade aan ons doen nie. 그런 어떤 도구는 결단코 아닙니다. 그래서 Daarom het God gesê, dit is 'n blote afgod wat jou geen goed of kwaad kan doen nie. 너희에게 복을 주거나 화를 내리지 못한다고 했고 Die Bybel sê, dit is soos 'n voëlverskrikker in 'n spanspekvlek. 서 있는 허수아비와 같아. Dit is 'n blote beeld wat nie goed of kwaad aan jou kan doen nie. 그건 Moet dit dus nie vrees nie. As dit jou goed of kwaad kan doen, sal dit jou beter wees. 너희보다 더 우월한 Dit is egter net 'n gesneede beeld wat deur mensehande gemaak is dit nie? Dit was niks anders as hout voordat dit uitgekerf is nie, reg? Dit is 'n beeld wat met 'n bytel gekerf is. 상을 조각하니까 Hoe kan die beeld wat deur mensehande gemaak word, jou enigsins goed of skade berokken? 어떻게 너희에게 복을 주거나 화를 줄 수 있겠느냐 말이야. 이렇게 God het beslis gesê, moenie die weë van die nasies leer of hulle volg nie, want al hulle gebruike is waardeloos en nutteloos. 그 길을 배우지 말고 그 길을 따라가지 말라. 이렇게 분명한 말씀을 또 주셨습니다. Kom ons kyk na nog een vers. 하나만 더 보시고 마치 Deuteronomium hoofstuk 27 vers 15. Vervloek is die mens wat 'n gesneede beeld en 'n gegote beeld maak, iets 여호와께 어떻다고 wat vir die Here afstootlik is, die handewerk van 'n vakman en dit in die geheim ergens oprig. 뭘 받는다고요? Die hele volk moet dan antwoord wat 할 것이요. en amen sê. 성은 어떻게 대답하라고 했습니까? 아멘으로 대답하라고 했습니다. Diegene wat 'n afgod maak of aanbid, is vervloek. 것은 구원받을 수 있다는 뜻입니까? 예, 결코 구원에 Dit beteken dat hulle nooit gered kan word nie, reg? 나아가는 것을 성경에 Die Bybel sê duidelik vir ons dat diegene wat die kruis aanbid nooit tot redding kan kom nie, en God het al hierdie dinge reeds geprofeteer. 담아놓으셨습니다. 그래서 Jesus en sy disippels en die disippels se disippels het nooit die kruis aanbid nie. 그 누구도 경배하지 않았던 이 십자가가
In die 4de, 5de en 6de eeue het die kerk egter begin om die leerstellings van heidense godsdienste te absorbeer en hulle leerstellings te volg. 이런 일들이 Dit is hoe die kruis, 'n heidense godsdienssimbool, in die Christendom geabsorbeer geraak het en homself as 'n Christelike simbool vermom het. 그냥 Eenvoudig gestel, die kruis trek homself aan as 'n Christelike simbool uiterlik, maar innerlik behou dit sy oorspronklike, primêre betekenis as 'n heidense simbool. 표로 갖추고 있습니다. Die kruis is nie 'n voorwerp van aanbidding vir God nie, maar 'n heidense simbool van die Songod. 이런 종교적인 어떤 의식이었다는 것을 Dus het Satan die Christendom subtiel geïnfiltreer en die kerk korrupteer. 이렇게 해서 타락을 시켜버렸습니다. Broers en susters, 결단코 ons moet nooit wegdraai van God se woord nie. Koning Hiskia was so getrou aan God se gebooie dat hy die koperslang vernietig het. 하나님의 계명에 충실해서 그 일을 결행했습니다. Eers nadat hy God se gebooie verstaan het, het hy besef: "Ag, dit is nie God se wil nie. 하는 것이 하나님 Dit is nie die manier om God te verheerlik nie." 것을 알고 산당도 부시고 또 Toe het hy die hoogtes vernietig en die wat afgode aanbid het, verdryf. 그 역사였듯이 Vandag kan ons maklik kruise rondom ons sien. 이 십자가는 Die kruis is egter nie iets wat volgens God se wil opgestel is nie. Dit is nie 'n simbool van waarheid nie. 결과가 아니라는 이 사실을 As ons hierdie feit duidelik besef, behoort ons almal groter eer aan God te gee. 큰 영광 돌릴 수 있는 우리 모두가 되어야 되겠습니다. Mense rondom ons weet dit nie. 사람들은 모릅니다. Die kerk van God het geen kruis nie. 그러니까 이상한 Dis vreemd. Is ons kerk vreemd? Nee, ons kerk is normaal. 하나님과 천사 God en die engele beskou ons kerk as die mees normale kerk, maar hulle sê ons kerk is vreemd. 같은 것이 성경에 가르치면서 나와야지만 Slegs wanneer ons elke lering van die Bybel volg, kan ons eer aan God gee. 하나님 섬기는 것처럼 Hulle beweer dat hulle God aanbid en sê: "Here, Here." 당신을 숭배하고 있습니다. Hulle aanbid egter die Songod. Hulle aanbid die Songod met Ra. Ons moet God se opdrag gehoorsaam om hulle te leer om alles te gehoorsaam wat ek julle beveel het. 올바르게 받들어서 In gehoorsaamheid aan die wil van God, laat ons die nuwe verbond verkondig en oor Vader getuig en vir alle mense sê om na die Gees en die bruid te kom wat gekom het om ons te red in hierdie tyd. 여러분과 Deur dit te doen, laat ons die beweging van prediking tot 7 miljard mense bewerkstellig. Om dit te kan doen, moet ons God se woord ken. God het gesê: "My volk is vernietig weens 'n gebrek aan kennis." 유괴 신비의 깊이 Laat ons dus God se woord diep in ons harte graveer en alle mense lei om God se wil te volg, as getroue profete in Sion. 선지자들이 다 대주시길 부탁드리겠습니다. Laat ek vandag se preek afsluit. 이것으로 마치겠습니다. Baie dankie.